op die lyn van Boysaai. Heel agter van Dermawil en die skeieregter blaas sy fluitjie omkant van Boysaai. Goeiemiddag kykers, nog nie myself voorgestel nie. Ek is Dante Mouton en hier langs my is Ruben. Ons is hierso vandag by die onder 16A van Hoërskool Dermawil en onder 16A van Boysaai. Hoërskool Dermawil se slot. Uitstekende 3 van Hoërskool Dermawil se slot. En dit is 'n WP-speler van Hoërskool Dermawil. Ja, kykers, ek is Ruben Lafransie. En ek en Dante Mouton gaan vir julle kommentaar lewer vir die wedstryd. Maar vir die gebedswys vir Dermawil, heeltyd opgebou en met die strafskoppe het hulle die bal veld afgejaag oor die kantlyne en sodoende alhoewel dit kom aan die doellyn en hulle het die punte gekry wat hulle gesoek het. Eerste punt op die bord. Telling moet gaan skuif na 7-0 toe Dermawil wat eerste bloed ryk in hierdie wedstryd. Ja, uitstekende 3, baie vroeg in die wedstryd. Baie mooi gedoen deur Dermawil se slot. Boysaai se losskakel met bal in hand. Reg om af te skop. Hy skop hom flat en diep. Dermawil se binnensenter met die bal in hand. Breek die lyn, maar word afgerond toe gevat. Dis die nommer 9 wat weer eens vir die slot pas. Lyk soos die haker met die bal. 9 vir die nommer 10. Vir die buitesenter. Goeie loopie deur die buitesenter van Dermawil daarso. Nommer 9 pas vir die agste man. En lyk vir my dis die stit met die bal. Bal word uitgepop. Bal word en dis vir die nommer 8 man. Nommer 9 vir die losskakel. Losskakel wat binne toe trap en 'n pop aangee. 0 agter met die bal. Goeie loopie deur Dermawil. En Boysaai waar die bal oorvat. Boysaai wat vir Dermawil sê nee, dit is nou waar jy moet stop. Boysaai se losskakel of heel agter van die bal skop lyn toe. Ja, goeie stukkie spel deur Dermawil. Ongelukkig man wat op sy eie reg gehardloop het. Manne wat by die afbreekpunt hulle werk moes gedoen het, nie met tyd staar nie en sodoende gee dit 'n geleentheid vir Boysaai om daai bal te steel. Ja, Ruben, Dermawil sterk groep hierso, maar Boysaai kom ons kyk of hulle die kompetisie kan match. Dit is Boysaai se lyn staan. Akker met die bal in hand. Agterbal. Dermawil wat die bal vat. Sien nommer 9 met die bal vir die agste man. Vir die buitesenter. Is die buitesenter met die bal? Gaan hy dit pas? Nee, hy hou dit vir homself. 9 vir die losskakel. Losskakel, breek die lyn. Manne wat aan hom vasklou en hom probeer grond toe vat. Nommer 9 vir die agste man. Agste man wat afgrond gebring word. Nommer 9 wat vat. En hy word opgelig. En dis 'n aanslaan van Dermawil. Die nommer 9 wat opgelig word en terug na sy eie doellyn toe gevat word. Ja, ek dink hierdie manne van Boysaai het vandag dat ek het besef hy die bal uitgegee nie. Was ons omtrent 'n prentjie gewees. Ek het nog so wonder waartoe sy nou van plan om te vat. Maar Dermawil wat op die oomblik nie klinies is nie. Dit is onnodige foute wat hulle maak wat vir hulle die bal laat verloor en sodoende vir Boysaai kans om punte aan te teken. Dis Boysaai se skram hier, die ouers van Hoërskool Dermawil wat skree vir die manne om te skram. Boysaai wat vir die agterlyn speel. Sly! Boysaai se
buitensenter by die bal. Hy breek die lyn. Boysa se buitensenter is best. Hy trap binne toe. Hy trap weer binne toe. Gaan er oor die bal keer. Niemand kan hom stop nie. Hy hardloop ook toe. En dis die vleuel van Hoorskop en Rommel wat hom kan keer. Boysa vir die lyn breek. Top aangee en is 'n tref vir Boysa. Lyk soos die Boysa se slot daar. Goeie stukkie spel daar so deur Boysa. Gedink dat er niks gebeur van daai losbal nie, maar die buitensenter van Boysa wat briljant doen. Hy moesteer homself. Hy sê kom ek vat reg by die hande en kom ek probeer iets en dit het vir hom uitgewerk. Goeie stukkie spel deur hom. En ek moet sê man wat die drie gedruk en die maklikste maar die belangrikste werk van alles ook gehad net. Maar Ruben, ek moet sê hierdie Durban onder 16A's, hulle is 'n uitstekende groep hierso. Definitief mense om na uit te kyk vir volgende jaar by die onder 19's. Dis die losskakel met die bal reg om af te skop. Ja, vroeër vanjaar vir Parel Gimnasium gewen met 2 punte. Dis 'n baie belovende groep hierdie. En Boysa wat die man oplig en die bal in die lug vang. Boysa wat vorentoe hardloop met die bal. Speel vir die agterlyn, met die loskakel. Hy tel my huis deur. Hy breek die lyn. Iemand aan sy binnekant. Goed gedoen met die vleuel van Bernardo. Wat die bal intercept. Dis die nommer 9 met die bal vir die Oxman. Oxman wat hard opvat. Mooi gedoen daar. Neelse vir die slot. Vir die binnensenter. Mense aan sy buitekant. Die flank. Nommer 15 met die bal. En hy ongelukkig verloor die bal. En dis Boysa met die bal. Ongelukkig terwyl hy die bal vorentoe verloor. Dit is Boysa se skram net buite hulle 22. Die windjie wat net so 'n klein bietjie opsteek vir Durbanville. Dalk moet hulle dit gebruik en hulle voorgee. Wat dink jy, Ruben? Ja, definitief. Ek dink dis altyd 'n goeie idee om die span in 'n hoek in te druk. Maar hierdie Durbanville span is lus vir hardloop. Ek dink hulle wil met die wind in hulle rug wil hulle op bal eerder 'n bietjie lig gee as wat hulle die bal in die hoeke druk. Ek bedoel is altyd mooi om 'n mooi hardloopwedstryd te kyk. En ek weet nie of jy die wedstryd tussen Nieu-Seeland en Frankryk gekyk het vroeër die maand in die Nations Championship, maar dit was 'n briljante wedstryd geweest. Min skopwerk. As hulle in hulle eie helfte was, hardloop hulle uit hulle eie helfte en dit was net 'n mooi rugbywedstryd geweest. Ja, dit was inderdaad 'n briljante wedstryd. Maar die onder 16's van Durbanville is definitief 'n groep, 'n bekende groep as ek dit so kan verstel. Hulle hou van 'n hardloopwedstryd. Hulle het die spelers wat dit reg kan doen. Maar as Boysa wat die bal uit die skram het kry, die losskakel wat die bal vir die vleuel skop. Hy hardloop op. Hy wegstap en hy doen. Hoorskop en al sy losskakel uitstekend by. Uitstekend gedoen deur hom. Briljante werk. Definitief nie die regte opsie gewees van Boysa, nie die kruisskop nie, nie presies seker wat hulle daarmee wou bereik het nie, maar bal wat perfek op vir die losskakel van Durbanville. En hierdie losskakel is 'n briljante speler self en hy definitief om iemand vir uit te kyk vir volgende jaar se eerste span. Hy is 'n goeie generaal op die veld. Hy weet wat hoe om sy tipe te lei en sodoende kry hy ook 5 punte agter sy naam in hierdie kragmeting. Maar Durbanville wat baie goed lyk in hierdie eerste helfte. Ja, ek moet verseker sê, hier's 'n paar manne in die span wat dalk klaar staan om volgende jaar daai eerste span aan te trek. Dis die kaptein van Durbanville. En hy sit dit min onder die pale, uitstekend gedoen deur hom. Boysa wat so klein bietjie gerettel is. Hierdie onder 16A's van Durbanville is definitief iemand wat jy meer vir bang moet wees. Boysa is 'n man wat se kop so klein bietjie hang.
Boys daar is 'n afskop. Hulle sit hom nie te diep nie, maar lekker hoog. Die kaptein met die bal. Goed gedoen deur hom. Boys daar is 'n man wat oor die bal wil gaan. Ongelukkig nie reg kry nie. Hey, boys, sit bal. Aangee vir die man langs hom. Boys daar, en is 'n vorentoe aangee. Ongelukkig vir Boys daar. Waar vir die platform wat Boys daar gehad het. Ongelukkig het hulle wat kans vir Brown met 'n vorentoe aangee. Maar ek moet sê dis so op die oomblik so een vir my, een vir jou in hierdie sterk kragmeting tussen die twee spanne. Maar dit is definitief nie die tipe foute wat jy wil maak nadat jy punte aangeteken het. So maklik kans gee vir die ander span om punte aan te teken. Ja, nee, Ruben, jy moet definitief nie hierdie span van Drumwil definitief nie. Hulle dink hulle is nou te klein vir die game. Jy kan nooit seker wees van hierdie onder 16 A's van Drumwil nie. Hulle bring al heel die jaar verrassings vir die skool Drumwil met hulle uitstekende rugby wat hulle speel. Veral hierdie agterman Zarbus Kutsie. In die center met die bal. Vir die loskakel wat in hoog sit. Vleo in die agter wat op hom is. En sy bal in die hand te skoppie. Teer die loskakel. En Boys hy speel het vinnig. Dit is om weer wil. En dis al af. Vir die aangee deur Boys hy. Terwyl wat goeie druk op die Boys hy manne sit. Ja, goeie druk geplaas. Deur Terwyl op Boys hy. Forceer vir Boys hy om onmoontlike foute te maak. Dan moet sy goed af sy regte side gewees om vinnig te speel nie. Hy het 'n verdediger van Durban op hom gehad. Definitief nie die regte besluit gewees nie. En het hom besluit neem wat sal definitief 'n groot rol speel in hierdie wedstryd. Ja, Ruben, ek stem daar saam. Die Boys manne dink dalk Hoërskool Durban is nie reg vir 'n team, maar glo my hierdie onder 16 A's is reg vir enigiets. Nommer 9 wat die bal in die skrammel gooi. Vir die loskakel. In die center. Binne center wat ongelukkig getackle word. En is Boys wat die bal skop. 'n Man met spoed. Hy het baie spoed op hom. Sê dit. En hy breek dit. Man van Boys lyk soos die buitesenter van Boys uitstekende drie daar. Ja, hy was vriendelijk scooter Bavul, man is skoonstevels as hy daar hardloop. Hy moet sê, hy is blitsig. Hy is omtrent so vinnig soos 'n koe uitgeweer uit. En eintlik net gespeel van Durbanville se foute af. So hulle punte aanteken as Durbanville daai of daai foute kan minimaliseer, dan was het ook 14-0 geweest nou. Yes, Ruben, ek stem definitief daar. Ons praat die hele game van hoe goed ons onder 16 A's van Drumwil is, maar lyk my Boys daai se onder 16 A's is net so goed. Hierdie gaan definitief 'n uitstekende game wees. Ja, skool soos Boys daai maak sak wat se spannend is. Kan nie sulke meer foute maak nie. Dan gaan jy definitief kos. Ek dink definitief met die eerste jaar wat Hoërskool Durban in die Premier League is, hulle agterkom foute maak teen sulke groot skole nie. Hulle gaan jy gaan die prys betaal daarvoor teen hulle. Yes, definitief Ruben. Hierdie onder 16 A's het definitief vir die jaar hulle self bewys. Maar op die einde van die dag bewys mense jouself baie interskole waar ek glo hulle het 'n groot gameplan vir daai dag. Loskakel van Durbanville met die afskop. Hy sit hom hoog en diep. Mooi gevang uit die lug uit van Boys se slot daar. Durbanville op die verdediging lyn. En die bal is uit. Mooi verhoor die rol se vooruit daar. Die bal vat. Goeie loopie daar deur Smit. Nommer 9 met die bal. Vir die vooruit. Goeie loopie daar. Boys daar by die bal probeer aanvat. En goed er ons stop.
Ja, ons kyk nie vir ons as so die gevoelike baie kliniese span, kom weg uit hulle gevaarlike plekke, sy die bal op voet wanneer hulle moet sit, en ek slaan dit ongelukkig aan, en Durbanville, wat 'n baie gevaarlike platform is, so uiteindelik 22 meter area van Boyshaai, en 'n middelskram. Ja nee, verseker, daar is op twee manne om vooruit te kyk, in hierdie 116 aas van Durbanville, Harders Kutsie en Reinhard Vosloo, twee uitstekende spelers, hulle het definitief hulle self bewys, maar hulle kon nie so uitstekend wees sonder hulle span nie. Skram vir Durbanville, ons al wat hard indruk, maar die voorrij wat binnen te val. Die telling is 14-12 vir die Hoërskool Durbanville met 8 minute se speeltyd oor. Skeiedsregter wat met die voorrij na manne daar praat, manne wat gly en binnen te val. Wat probeer die bal by die veld afskop en het gaan jaag, maar skeiedsregter sê nee, nie vandag nie. Bal vir Durbanville. En dis die kaptein van Durbanville wat besluit om Paul toe te gaan. Goeie keuse daar. Roan Basson, kaptein van die onder 16 Asies op by Durbanville. Ja, vir besluit vir Durbanville, kom 25 voor, forceer dat Boyshaai 'n 3 moet druk om voor te kom, hy kan nie net 'n strafskop vat nie, en vir die pale, hy sit hom nie aflaag oor, hy skryf na 17-12 toe, en die kans van Hoërskool Durbanville met 'n 7 minute speeltyd oor. Durbanville wat definitief hulle self bewys, maar Boyshaai wat nie gaan wen nie. Boyshaai se afskoppe lyk briljant vandag hierso. Hy skop omhoog. Nee, dit is nie by die lyn nie. Maar een van die Durbanville-spelers skop het voor die Boyshaai. Hardloop by die bal. Nommer 9 van Boyshaai. Paas vir die slot. Ja, goeie tackle daar, weer nommer 8 van Durbanville. Boyshaai vir die bal paas, binne center. Hy steer, uitstekende 3. Uitstekende 3, die Boyshaai se buite center lyk is vir my. Uitstekend. Durbanville so klein bietjie opgemors het op die verdediging daar. Ja, professioneel so, 23 Victor, hy het so nie veel van Durbanville wat net buiten die hele tyd skuif. Hy besluit, hy gaan die poortlyn hardloop en hy gaan punte aan en hy gaan keer agter Durbanville se lyn, maar die Boyshaai span wat net aanhou. Hierdie Durbanville span wat meer skors op. Ja, kykers hier, wedstryd gaan definitief vir 'n matchpunt eindig. Ja, nee, verseker. Maar Ruben Jesus, iets 'n speler in Hoërskool Durbanville wat my baie aan Darren dink en dit is Zardes Kutsie. Die man met die WP trui in sy kamer. En dis 'n briljante skop van Boyshaai se losskakel daar. Maar Zardes Kutsie, uitstekende speler. Los alles op die veld, speel met sy hele hart. En hy verdien daai WP trui met alle reg. Durbanville se losskakel met die bal in die hand, reg om af te skop. Hy skop dit hoog, baie hoog en diep. Vang die bal uit die lug uit. Goeie verdediging deur Durbanville. Boyshaai se nommer 9. Sy boks, dis Zardes Kutsie, die man wat ek nou net van gepraat het, uitstekend gedoen deur hom. Boyshaai met die bal nog steeds, ten spyte van Zardes Kutsie. En die losskakel wat binne te trap en dan skop,
En is 'n goeie skop. Daar's harde skootseë. Nou net van die man gepraat, uitstekende speler. Hy verdien ten volle daai weekbetry. Letterlik nou net dit gesê. Ja, goeie stukkie spelbeurt, harde skootseë. Hy's definitief iemand om vooruit te kyk. Maar ja, ek weer van Durbanville wat sy springers hier sal wil vind. Durbanville wat sal voel hulle moet te aanteken voor halftyd. Hulle verdien om voor te loop. Lyn staan vir Durbanville. Een van die voorrymanne breek los. Word afgerond gebring. Nommer 9 met die bal. Hurfels loop. En die skootseë met die bal. Breek die lyn. Ongelukkig. Die is 'n gevers op die veld. Jo agter met die bal. Loskakel met die bal. Kan hy aansien? Hy kan ongelukkig nie. Nommer 9. Voorry wat hard hardloop daarso. Nommer 9 met die bal. Vir die nommer 8. En ongelukkig werk die paas nie uit nie, maar Vosloo het die bal opgetel. Boysaai wat die bal afvat. Loskakel wat hy wil wegkom. Sy skopie, maar is nie goed genoeg nie. Het is goed genoeg. Ja, goeie van die pitting wat gebring word so Boysaai skop. Relatieve eentjie uit. En hulle is uit hulle rooi zone uit. Maar die emosies wat hier so inkruip, definitief. Kykers, weet of julle op julle skerms kon gesien het nie, maar klein geveg wat uitgebreek het op die veld. En ons hou nie daarvan as ondersteuners om dit te sien op die veld nie. Ons is lus vir 'n mooi, skoon hardloop rugby wedstryd. Dis inderdaad. Anu Miller, maar die bal mooi uit die lyn sal kry, maar ongelukkig is dit skeef aangegee deur die Haker Smit. Ja, ongelukkig so vir Hoërskool Durbanville. Ja, Boysaai wat nou platform met iets om te hardloop as hulle sou wil. Soos ek dit Durbanville span ken, sal dit definitief hier so uit hulle helfte uit te probeer hardloop. Ja, nee, verseker, die Durbanville span wil altyd hardloop en hulle kry dit altyd reg. Boysaai se skraam hier so. En Boysaai se 50. Nommer 9, rol die bal in die skraam in. Vir die binnesetter vir die heel agter, vir die vleuel. Dis die vleuel met die bal. En hy wen nie vir sy verdediger nie. Nommer 9 met die bal, nommer 9 step binne toe. Kom nêrens nie. Word hom aan hard getackle op die veld en nog 'n harde tackle van Durbanville. Maar dis voordeel vir Boysaai. Boysaai se losskakel met die bal in die hand, reg om eintlik te skop. Hy skop nie uit nie. Heel agter van Durbanville met die bal. Speel vir die losskakel. Losskakel met 'n skoppie, dis wel in die hand te skoppie. Nee, dis nie uit nie. Boysaai met die bal in die hand, heel agter. Sorry, man van Boysaai hardloop met die bal. Ja, goeie verdediging. Vosloo wat hard op hom val. Boysaai wat se agterlyn baie mooi speel. Gee grabber, maar ongelukkig werk dit nie uit nie. Nommer 9 met die bal. Speel vir die voorry. En is die voorry wat deurbreek. Vat vir Poetsie 'n bietjie neersit daarso. 9 met die bal. Vir die loskakel. Loskakel wat self hardloop. Vir die binnesetter. So verdediging deur Durbanville. Is daar ons bal? Wanneer die ref sê kom terug. Ongelukkig nie vandag Durbanville nie. Boysaai met die bal. Wat gaan hulle besluit? Gaan hulle lyn toe val? Ja, hulle gaan val toe. Hulle soek 'n punt op die tellbord. Die scorebord hier so op Durbanville se afveld. Tyd is verstreke. Dis 19-7 vir Boysaai.
kan hulle dit 22-17 maak. Twee uitstekende spanne hierso. Versekerde wedstryd om na te kyk. Lyk vir my na Boyshuis se heel agter. Dat Paul het skop. Hy tref hom goed en is binne weer. En daar is halftyd. Ek kry julle weer by die tweede helfte. Jy gaan tronk toe gaan sy hand. Ja, krap as dit. Sy mic. Stuur net so wat ander af. Moenie vat nie. Ek hoor wat As ek ouer is, dan wil ek leer om hierdie ding te praat. Hulle is ons voeties, ek gaan julle boude slaan, as julle 3 druk, gaan julle boude slaan. As julle op 'n seer ook, skop jou in die dan gaan iemand nou dan alles snaaks ding. Moet ek daai sê? Jy moet net met my kom dat ek iets snaaks sê, okay? voordeel vir Boyshuis. Boyshuis met die bal in die hand, opsie om Paul toe te gaan of lyn toe. Boyshuis wat 36-17 voorloop met 16 minute oor en die skole wat nou 'n bietjie begin gees vang hierso in voorbereiding vir die eerste span. Boyshuis met 'n briljante skoppie in terwyl se 22. Ja, nou stop daar Boyshuis vloek vir hom wat hulle nou hierso het om weer eens punte aan te teken. Want ons wil definitief dat die hulle kan ook aanval vir Kaster nog nie 'n keer begin ken in hierdie helfte nie. Maar hy het net nie skielik antwoorde vir hierdie Boyshuis span in die tweede helfte nie. Ja, nee, verseker daar so Ruben. Hy staan vir Boyshuis. Hulle gaan voorop. Met die bal. Hulle beweeg vorentoe. Maar Durbanville met 'n kragtige paar vooruit manne daar. Ons het weer die bal. Oh, nommer 9 lyk vir my wat sly. Boyshuis se voorry wat die bal optel, maar Durbanville se voorry wat sê nee, jy kan bly waar jy is. Oh, en Zardes skoot so 'n hard oppres en die man stop in sy spore. Boyshuis se slot wat vorentoe gaan, lyk dit my. Voorry van Boyshuis. Harde hardloopie daar. 9 Durbanville se kaptein stop hom in sy spore. Durbanville oor die bal vat. En is voordeel vir die Royal. 19 minute oor, hulle is 36-17 agter. Ja, lyk ook asof van die manne van Boyshuis teruggepraat met die skeieregter. Hy gee hulle so 'n paar ekstra meters en Boyshuis wat nou die bal veld af gaan jaag. Ryden. Ek moet nou.
Dis 'n uitstekende skop ja. Deur Dermot se losskakel. Wat 'n span manne wat nou hier verby my stap hier voor ons. Skare wat almal verre kyk. Skare wat baie geïnteresseerd is met hierdie 116 spannetjie. Smit met die bal. Hulle gooi agter. Hallo. Goeie vangskoot daar. Losskakel. Buite sê dat die bal agter ons was. Dis 'n veel van hulle goeie hardloop maar hy word gestop net waar hy is. Losskakel. Slot. Slot wat afgebring word. Ja, alles daar is 'n bal. Ons hy wat oorval. Daar wil se losskakel wat skop. Daar is 'n losskakel wat nie net uitskop nie, maar ook nie dood nie. Dis Dis wat daar hardloop maar die skeieregter sê nee. Wat sal die skeieregter wat sê kom terug, maar die Bosman skreeu vir hom. Maar hy hardloop aan. Sien nie die wat nou hier op hierdie veld aangaan nie. Die Bosman spelers is verseker dit moet 'n 3 wees, maar die skeieregter sê nee. Die Bosman skool hulle op die paviljoen want hulle klap vir die man wat heel hardloop. Al die skare langs die veld is baie vir mekaar. Selfs ek is baie vir mekaar. Lyk vir my een van die spelers het uitgetrap om te speel Bos aan. So dit is 'n lyn staan voor die hoofskooldrol. Smit, moet bal in hand. Bal is voorop, Lexus versloot opgeleg word. Rol weer van vorentoe. Bal wat agter gespeel word. Afspraak Kutsie. Kutsie wat baie sien met die bal in die hand. Losskakel met die bal. Robert, ook in de hand. Niemand achter die bal aan en ongelukkig is het doodgeskop. Ons spelers het vinnig gespeel. Ons hy waar die bal drop, maar die skeieregter sê nee. Julle kan maar rustig word, kom maar terug. Die Bonsa span wat verseker 'n paar mense langs die veld verras het. En dan wil doen 36-17 agter met 10 minute oor. Kan Durban die onmoontlik maak. Nummer 9 met 'n bokskick. Lekker hoog. Terwyl ons 'n losskakel oor bal mooi vang, trap binne buite, word gestop. Is die veel van die bal. As jy en baie goed gedoen om binne die veld te bly. Wat inbly, lyk soos 'n plaasvervanger. Neerset vir Vosloo. Vosloo vir die losskakel. Losskakel speel wyd vir die vleuel. Vleuel hardloop. Die vleuel en verskriklik goed daar aan die kantlyn. Geen verterwel 'n paar meters daar. Nommer 9 vir Vosloo. Die man met die wit trui. Neerset. Die eerste weer vir die kaptein, maar die kaptein word gesmeer. Goeie verdediging weer, Bosai daarso. Weer word allemaal uit, die skeieregter sê, bal, wat gaan daar jy moet verseker lyn toe gaan. As hulle die wedstryd wil wen, moet hulle lyn toe gaan. Belangrike rol van die voorspelers nou. Voorspelers gaan met execute. In die lyn staan. Losskakel wat uitskop. Goeie skop, hy maak seker dis uit hierdie keer. Maker van Drol, uitstekende game sover. Lyn staan hy lyk briljant. Smit met die bal in hand. Hier is Vermeulen en Hanu Miller.
Hannemuller, hulle lig hom op, uitstekende vangskoot daarom, en ongelukkig word hulle grond te gebring. Nommer 9 wil speel, en is volgebal. Daar word 'n paar manne gestamp daar, Hannemuller, hous, hy moet sy kalmte hou daar op die veld. Nommer 9, vir Vosloo loop, maar hy word minstens getackle. 9, vir die kaptein, maar hy verloor die bal vorentoe. Terwijl, maar die geleentheid om te druk, opmors, boys aan met die bal in hand, agterspelers wat lekker hardloop. Skole wat nou begin gee is vang vir die eerste spanne. Nommer 9 gee 'n box kick. En die losskakel vang mis. Hy wil skop, maar hy besluit met 'n hardloop. Kutsie doen goed. Ons daai oor die terwyl het nog steeds die bal. 9 vir Smit. Gerber. Hulle speel wyd. Hulle speel wyd vir die vleuel, maar ongelukkig verloor. En al 'n man van Ditterwil. En dit lyk vir my of die wedstryd verby is. Die scorebord hier op die veld sê nog 7 minute oor, maar die skeieregter kyk op sy horlosie en sê, nee, tyd is verstreke. Ditterwil verloor 36-17. Boys, hy vat die wen deur 36-17. Dames en here, bly ingeskakel vir die eerste span, Hoërskool Ditterwil teen Boys High.